Amen. Op Patmos eiland, alleen in die stilte, hoor Johannes' stem, soos 'n bassein agterom. Hy draai om en sien die seun van die mens in heerlikheid, met oë soos vuur en 'n stem soos baie waters. Johannes was verbaan en alleen op die eiland by die see, maar God se stem breek deur die nag en roep hom nader meer. Hy sien die Here in heerlikheid, met lig rondom sy kleed, die Alfa en die Omega, wat alles sien en weet. Geen ketting hou die woorde, geen eiland sluit God uit. As Christus in sy glorie spreek, word hemelpoorte wyd. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning tot in ewigheid. Openbaring, hemelstem, God se plan word oopgevou. Oordeel kom, oorwinning kom, en alles word weer nuut. Hy sien die kerk in God se hand, die lampe wat moet skyn. Jesus roep tot liefde terug, waar harte koud verdwyn. Hy waarsku teen die lauwe hart, teen trots en valse skyn. Maar aan die een wat oorwin, gee hy lewe sonder pyn. Die woorde ek moet luister, wat die Gees aan die gemeente sê. Bly getrou deur donker dae, die kroon van lewe wag vir jou. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning tot in ewigheid. Openbaring, hemelstem, God se plan word oopgevou. Oordeel kom, oorwinning kom, en alles word weer nuut. Hy sien die troon van God in glans, die hemel buig en sing. Die ouderlinge lê al kroning neer, voor hom wat alles bring. Heilig, 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 roep die hemel sonder ophou. Waardig is die lam van God, wat verlos het deur sy bloed. Heilig, heilig, waardig, waardig, die lam regeer. Die seels word oopgemaak, die aarde voel die uur. Die oordeel van die heilige God brand regverdig soos 'n vuur. Maar bo die storm staan Christus vas, Amen. die lam wat oorwin het. Hy lei sy volk deur elke nag, hy is getrou en sterk. Ek sien die donker wêreld val, ek sien die leeuën breek, ek sien die koning op sy troon, wat oordeel bring en spreek. Ek sien die nuwe môre kom, waar trane weg sal wees. Ek sien die stad van God neerdal, vol lewe, lig en vrede. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer,
Die lam oorwin, die koning kom. Geen dood, Geen traan, geen nacht meer nie. Jesus sê, ja, ek kom gou. Amen. Here Jesus. Prys die Here, halleluja, amen. Goeienaand Yvonne, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam, voel vry voor deel van die program, ek glo julle kan my hoor. Dan het Elise opgekom, goeienaand Elise, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam, voel vry voor deel van die program. Dan het Eddie opgekom, goeienaand Eddie, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam, voel vry voor deel van die program. Dan het Isabella, jy's ook hier. Prys die Here, goeienaand Isabel, goed en jy, welkom jy ook vanaand hier by Kom Saam, voel vry voor deel van die program. Prys die Here, Kotie, goeienaand, goed en jy, welkom jy ook vanaand hier by Kom Saam, voel vry voor deel van die program. Prys die Here mense, amen. Ok, ek het gedog, dit is nog 'n naam wat deurkom. Prys die Here, kom ons begin die aand eers met 'n gebed. Hemelvader, ons kan net vanaand voor U almag wees, ons kan net voor U staan, o Here, met 'n hart van nederigheid. Here, kan ons net vanaand ons hande oplig, ons kan jubel, ons kan juig, ons God is op die troon, ons God, Here, regeer, en Here, U is ons toevlug. Here, kom vanaand, Here, en raak ons dit aan. Here, ons bid, Here, laat hierdie getuienis wat uitgaan, tot eer en verheerliking van U heilige naam sal wees. Here, laat U die eer sal kry vir alles wat daar gebeur het, alles wat ek sê, Here, in Jesus naam. En Here, seën ons getuienis, laat dit wyd en suid gaan, Here, laat dit uitkom by die mense wat dit moet hoor, Here, en laat dit so sal wees in Jesus naam, tot eer en verheerliking van U heilige naam, in Jesus naam. Dankie, Here. En dit vir ons in die naam van Koning Jesus, tot eer van God Abba Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En dit deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Amen. Prys die Here, halleluja. Gloria, halleluja. Ek terg maar nou net. Prys die Here. Kom ons speel nog een song, nou is nog tyd. Ons gee net tyd, laat mense net inskakel. Ek na hierdie song. Kom saam. Glory, halleluja. Jesus leef. Hy is koning. Ons wag vir jou. O ja. Ons wag vir jou. Daar is 'n plek waar harte saamkom, waar ons sing van God se genade, waar ons hoop weer nuut ontdek en ons geloof weer sterker staan. Kom met blydskap, kom met vreugde, kom en deel in wat God doen, want waar Jesus teenwoordig is, daar maak hy alles nuut. Maak jou hart oop, moet nie langer wag nie, die Here roep jou nader. Hy wil jou vandag ontmoet, kom jy net nader.
Hy is heilig, aan hom behoort die lof en eer. Hy is die koning, hy is die redder, ons aanbid hom. Ons lewe lang, elke stem sal hom verhoog, elke hart sal hom aanbid. Van die land van God het oorwinning gebring, die kruis vertel van sy liefde, die graf verkondig, Jesus leef. Kom saam, ons loof die Here Jesus. Kom saam, ons loof die Here Jesus. Kom saam, ons sing sy naam omhoog, ons loof, prys en aanbid die Here Jesus. Koning vir altyd, kom saam, hou niks terug nie, hy vul ons harte met vreugde en krag. Glorie, halleluja, aan u Lam. Glorie, halleluja, Jesus leef vir ewig. Ons nooi jou, kom nou saam. Kom saam op Facebook, kyk net onder Pastoor Dewald Eduard Allers. Daar kry jy die Kom Saam program. Kom saam met ons, kom sing saam. Glorie, halleluja, ons wag net vir jou. Dinsdag gaan bring ons gebede, ons glo die Here oor elke stem. Ons bid vir die siekes, ons vertrou op sy hand. Woensdag gaan bring ons lof en aanbidding, met harte vol vreugde voor sy troon. Ons sing van sy grootheid, ons verhoog sy naam. Donderdag gaan deel ons getuienisse van God se goedheid en genade, van mense wat vertel, Jesus het my aangeraak. Vrydag gaan vier ons sy troue liefde, want hy dra ons elke dag. Hy is ons hoop, hy is ons krag, hy lei ons op sy pad. Kom saam, laat ons almal sing, Jesus is koning, hy regeer vir ewig. Kom saam, gee hom al die eer, ons harte behoort aan Jesus, ons aanbid hom meer en meer. Kom saam, ons loof die Here Jesus. Ons verhoog sy naam, ons loof, prys en aanbid die Here Jesus. Koning vir altyd, kom saam, hou niks terug nie, hy vul ons harte met vreugde en krag. Glorie, halleluja, aan God behoort die eer, aan Jesus behoort die lof. Hy leef, hy regeer, ons sê dankie aan Pastoor Dewald en Louisa Allers vir julle liefde en diens, vir alles wat julle doen om Kom Saam moontlik te maak. Mag Jesus se naam verhoog word deur alles, want aan God alleen behoort die eer, aan Jesus alleen behoort die lof. Glorie, halleluja, amen. Prys die Here, halleluja, amen. Glorie, halleluja, amen. Ja, wat 'n lekker opgeruimde liedjie was dit nou nie. Ja, welkom. Shirley, goeienaand, goed en jy, welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam, voel vry vir deel van die program. Louisa, goeienaand, goed en jy. Sy sê ook die klank is 100%. Isabel het ook gesê die klank is 100%. Dankie julle. So voel vry vir deel van die program en ons gaan nou vanaand verder getuig. En ek het getuig waar ons nou daaronder op die plaas was en ek moes 'n gebed gedoen het daarso. En in die gebed het ek ook met die Here gepraat en ek het nooit besef dat ek my woorde wat ek gesê het, agterna toe stryk dit my een spesifieke gedeelte in my gebed wat ek gesê het, Here, laat ons hierdie naweek sal sien as God in aksie. Dat dit 'n naweek sal wees
waar dit 'n afspraak sal wees met die manne en laat dit als oor u gaan. Ek het dit nooit besef nie, nooit besef nie. En agterna, toe ek nou die goed begin neerskryf het, en ek onthou die gebed en alles, toe stryk het my wat gebeur het. Nou die Vrydag aand het goed afgeskop, daar was lofsange, lekker oom Angus lekker gepraat. Die Saterdagoggend, julle sal almal onthou, was 'n goeie oggend, ons het ook die Here, gats, dankie Isabel, ek het vergeet van die WhatsApp, halleluja. Ok, ja, so ja, dankie. Wat ek net kyk, waar, daar's ons. Dankie Isabel, ek het regtig vergeet, ek is so opgewonde. En welkom julle ook hierso op WhatsApp, goeienaand hierso, dis die getuienis van Dewald Edward Allers, en ek getuig hierso, en soos ek die mense almal op Facebook verwelkom ek julle. Nou ek het nou laasweek getuig waar ek gebid het daar op die plaas waar ek was in 2009, en ek het nooit besef die laaste woorde of 'n gedeelte in my gebed was, Here, ek wil u sien in aksie, laat u die God van aksie gaan wees, en laat u 'n afspraak met Suid-Afrika gaan hê nie. Ek het dit nooit besef nie, soos ek nou net gesê het, die Vrydag aand het afgeloop, dit was so normaalweg, daar was lofsange, goeie boodskap gewees, die Saterdagoggend goeie lofsange gewees, goeie boodskap gewees. Toe oom Angus mos baie siek geword, hulle het hom ons kom haal met die helikopter, ek gaan nou nie baie praat daaroor nie, en dis wat gebeur het, en hy toe mos uit, en toe het hulle die manne weer later laat terugkom, en almal moes vir hom bid, maar ek het nooit gerealiseer wat ek gebid het nie, en daai Saterdag aand het ons net die Here geloof en geprys en geëer en verheerlik, en dit was lekker in die teenwoordigheid van die Here, saam met al die manne, hulle hande in die lug, ek was deel daarvan, en soos ons gebid het, ons het ook gesak op ons knie, en dit voor die almagtigheid, dit was ook deel van die gebed gewees, en so is die Sondag 'n goeie boodskap gehad, lekker, so om Angus mos nou weer terug gewees. Nou, ek het dit net daar gelos, agterna toe ek dit neergeskryf het, wat ek gebid het, waaroor ek gebid het, toe het ek nooit besef, ek wil God in aksie sien nie. Die hele naweek het gegaan oor God wat in aksie is. Die Here het die manne bymekaar geroep, en almal wat in sy pad gestaan het, hy uitgehaal, want dit was tot eer en verheerliking van hom gewees. En dis waaroor 2009 vir my gegaan het. En dit was wow gewees, dit was awesome gewees, om te weet, God het dit beplan, en niemand kon dit stop nie. En die eer kom God toe. Dis hoekom ek sê, ek noem dit God in aksie. Dit was 'n naweek waar God in aksie was. En ja, die aksie was daar. So ja, nou ja, ons is so het ons nou die naweek nou deurgegaan, en ons is die laaste oggend het ons nou saam gebid en almal baie gesê en so aan. En nou is ons weer almal op pad terug. Ons kom nou weer aan die pad van Natal af weer terug Joburg toe. Ons kom na die koue wêreld toe. Ja, dis darm net so voor die winter gewees. So ja. En ons besluit ons gaan terugry, die verkeer is baie druk, daar's baie verkeer op die pad gewees, en so ry ons nou terug. Maar, wat asemrowend is die feit, oral waar ons gestop het, dit beteken by die garages waar ons gestop het, waar die manne nou 'n bietjie 'n draai gaan loop het en daardie dinge, kon jy, waar hulle beweeg het, kon jy hoor die manne was opgecharge, lus vir die lewe, wat elke tweede een skree, amen, en elke tweede een jubel en juig in die Here, vreugde in hulle harte. So, ja, dit het, ek glo dit het 'n verandering in die mense hart gebring. So dit was 'n goeie naweek gewees. En nou sê Jay vir my, luister, ek moet saam met hom ry, want ek het eers saam met 'n ander ou gery, en nog 'n man en nog 'n ou, ek sê ou, ek gaan julle nou vertel wat er daar gebeur, klim by ons in die kar. Nou Jay sê, ek moet sommer voor by hom sit. Ek sê nee, wag, hierdie ou is nou 'n bietjie ouer as ek, laat hy maar voor sit, ek gaan agter sit dan, en dan sal ek by 'n ander ou sit wat ook agter is. So, en ons ry.
En toe ons nou hierso by Heidelberg se wêreld kom, sê Jay vir my, luister hierso, hy gaan my eerste aflaai. Want, onthou, hy bly in Vereniging se wêreld, daardie kant toe, so, daar by die Vaalrivier. So, wat hy gaan doen, hy gaan my eerste aflaai daar, want hulle almal bly daar, daai kant. So ja, ek sê nee, dit is doodreg, ons ry maar gou hier na my huis se kant toe. En so kom ons in Kleurkop aan. So in Kleurkop aankom, so ja, en toe was dit of dit 'n nuwe plek is, 'n nuwe plek is in my hart. As ek so kyk na als, jy weet, ek sien nie meer die lelik in die dorp of in hierdie gebied nie. Ek sien nie meer die lelik in als nie. Ek sien nou iets wat nog great is en awesome is. So ja, so het hy gestop en ons het uitgeklim. Nou, en soos ek uitgeklim het, sy vir die ander ou en die man wat langs hom gesit het, luister hierso, kom help hom gou, hy wil gou die trailer uitpak. Maar ek weet my sakke, my goed is in die kar. So ek vat my goed en ek loop so lank in, kom daar by die deur, klop so lank, Annetjie maak die deur oop, ek groet haar en ek vat die goed in, ek sit dit daar in die huis. Maar intussen hulle pak hulle die trailer gou so halfpad uit, nie alles uit, net die boonste goedjies, julle weet mos. En dan haal die cooler belts uit, maar dit stryk my nie wat hulle gaan doen nie. En met eens roep Jay my en hy sê vir my, luister hierso, hy wil hierdie goed wat hierso in hierdie coolerbokse is, wil hy alles vir ons gee. Hy wil ons seën daarmee. So al die vleise wat oorgebly het, al die koffies, al die suiker, al die melk, wat hulle nie nou meer wil hê nie, wat hulle vat die halwe blikke huis toe nie, so ja, waar die pak van 6 melk en daar's een uit, hulle wil nie die ander 5 huis toe vat nie. So ja, hulle seën ons met dit, verstaan? En hulle seën ons, en dit was net weer eens God wat in aksie is. Dit was net weer 'n oomblik van God sy goedheid, sy genade, sy barmhartigheid, sy liefde, net om te wys, ek sal vir jou sê, van al die goed wat gelaai was, het meer as die helfte teruggekom, en hulle het ons geseën, en ons yskaste, ons kaste was chock-en-blok, die Here het ons regtig uitermate geseën. Wat nou interessant is die feit gewees, en Jay sê, nee, hy wil ook graag by die huis kom, sy vrou wag ook vir hom, hy wil ry, maar voordat hy ry, moet ons net 'n gebed doen, en ons doen 'n gebed, en hy stel my voor aan hierdie man, hy het my nooit voorgestel nie, en hy sê, ek kan nie eens die ou se naam onthou nie, die ouerige man, en ek kyk hom so, en hy sê, dit is sy seun, dit is al wat ek weet, en toe val dit by my by, dis pa en seun, wat saam met ons gery. Nou, ek het nooit geweet, dat God nog 'n plan het, agterna nie. Jy moet nou mooi luister. Ek het gedink, dit gaan nou die einde wees van my en Jay, dit was net vir die naweek, Jay het my regtig, hulle het my regtig bederf. Die Here se seëninge was oral te sien, en die hand van die Here was oral te sien, en die Here het my bo my verwagting, bo menslike verstand, het die Here ons geseën, gedra in daai naweek, en nou, stel hy my nou voor aan hierdie mense, maar ek het nie besef, dat dit nooit die einde gaan wees nie. So ja, en nou die pa en die seun het ek ook nou nie verstaan, hoekom ek hulle ontmoet het nie. Ek het nie daaraan gedink nie, maar ek het nie geweet, hulle pas ook in God se plan nie. Die Here het nog 'n ander plan gehad, so ek het nie geweet daarvan nie, so julle gaan nog later sien. Nou ja, en hulle is toe daar weg, hulle toe gery en ons is toe in, en later van tyd,
toe ek maar gou in die bad gaan spring soos 'n gewone mens. Ek haat die Afrikaanse woorde wat so simpel is. Weet jy wat? 'n Mens spring nie in 'n bad nie. Die bad gaan breek. So ja, maar ons Afrikaanse mense sê spring. So prys die Here vir spring. Maar dit is nou nie fisies spring nie, hoor. Julle weet wat ek bedoel. So ja, en ek het gou in die bad gaan spring en toe ek nou klaar gebad het, toe het ek maar nou daar op die bed gaan lê, soos ouer gewoonte, en dan het ek maar net so met die Here gepraat, en later het Annetjie nou gekom, sy het 'n koppie koffie daar vir my gebring, sy het vir my aangegee, ek het dit op die bedkassie gesit, en so wat nou awesome is, ek voel altyd in my hart dankbaar teenoor die Here, vir wat hy vir my gedoen het, wat hy my geskenk het, en waardeur hy my gevat het, en hoe hy dit gedoen het, is bo menslike verstand. En dat hy ons nog geseën het agterna ook. En ek sê vir haar, luister, kom ons bid. Sê ja, nou is ons terug aan die gebed, en ons begin bid. Ons het lekker gebid. Was eers ek gewees, en toe sy, en ek en Louisa bid op baie keer so, eers ek en dan sy, en toe ons dit klaar gebid het, toe sê ek amen, en sy gaan kyk of ouma okay is, en sy het nog 'n draai geloop, toe hoor ek die badwater tap, en sy gaan klim toe in die bad, en terwyl sy in die bad is, nou kom die dankbaarheid weer hier in my hart op, en dan sê ek, Here, dankie vir so mooi naweek, en die feit dat U ons huise opgepas het, ons gesinne opgepas het, al die vrouens in Suid-Afrika opgepas het, en laat die manne wat nou terugkom, weer U sal begin dien. Jy weet, nou praat ek met die Here, want ek lê mos nou op die bed, sit nou in die bad mos gaan klim, en ek hou net aan vir die Here sê dankie, ek kry net nie genoeg, om dankie te sê nie, ek kry net nie my dankies laat dit stop nie, dit kom net, en dit borrel net, en ja, so ja, later, soos Annetjie nou klaar, en ons is, en sy kom sit daar op die bed, en nou sy doen dit nooit nie, en wat nou eintlik, ek het gedog, die feit dat sy kom sit het, ek gedog sy het verlang na die naweek, verlang na iemand wat ongeskik is, meen dis nou ek hoor, nee, ek is nie meer so nie, so ja, ek sien meer so ongeskik nie man, ek derf net, ja, so ek het, en ek kon nie verstaan dat sy by my, of hier op die bed wil kom sit, sy het nie by my gesit, sy het so by my die voete kom sit, en jy weet, en dan kom 'n vrou, en dan sê sy vir jou, luister hierso, ek wil met jou praat, kyk as sy dit sê, nee, as sy eers my sê, sy wil met my praat, kyk, dan weet ek sê in die moeilikheid eerste plek, tweede plek, ek het nog nie eens begin of iets gesê nie, en ek het al klaar die fight verloor, en daar's geen manier wat ek hierdie stryd gaan wen nie, dis 'n uitgemaakte saak, so, ek moet maar net my mond hou en stil bly en luister wat sy sê. En ek sit vir haar so en kyk. Maar jy weet, ek is meer verbaas oor die manier wat sy praat en haar reaksie, en ek is stom geslat, want ek weet ek is nou in die dogbox en ek weet nie waaroor nie. So ja. En nou, jy weet, dan moet ek nou begin nou mooi praat en sê, hoor jy so, hoe was jou naweek gewees? Ons verander gou die onderwerp. Jy weet, dis mos nou die mans is. So ja, dis nie wanneer 'n pastoor is, en dis wanneer ek 'n man is. So ja, en ek verander die onderwerp om te vra, hoor jy so, hoe was jou naweek? Sy sê nee, dit was goed gewees, sy het die heel naweek gebid, sy was baie in die Here se teenwoordigheid. En nou is die tyd, wat sy met my moet praat. Sy sê vir my so ewe, daar is X fout. Ek nog jong,
Wat kan dit wees? Jy weet, by myself dan dink ek, ja, waar het ek nou weer droog maak, of iemand nou weer het ek iemand afgerammel, iets skeef gesê, iemand seer gemaak, en jy weet, dat jy jou gedagtes begin hou, en dan, al is jy onskuldig, hy maak jou skuldig. So ja, tot jou gedagtes oordeel jou klaar. Of jy te sê, luister, dit is jou fout. En my gedagtes hardloop. En sy sê, en een van haar gebeds, ek kan nie onthou, sy het my gesê wat hy een nie, maar dit was in die tyd wat sy gebid het die Here in die oggend, of in die tyd, kom ek sê, in haar gebedssessie, het hy gekom en hy het met haar gepraat. En dit wat hy vir haar gepraat het, is 'n probleem, en hy wil die probleem opgelos hê. Nou moet jy mooi luister. En nou sit ek, Here, het ek alweer aangejaag, het ek alweer droog gemaak. Ek kom nou van 'n lieflike naweek af, 'n lieflike naweek wat vol vreugde is, en nou gaan ek raas kry. Nou sê ek, Here, kan dit nie môre gebeur het nie? Hoekom nou? En jy weet, en nou sit ek so en dan praat ek met die Here, nou luister ek vir haar, en eerste wat sy my gevra het, eerste wat ek al gevra het ek gesondig. Want die Here het ons nou met haar gepraat. Eerste wat ek wil weet is, het ek gesondig? Want as ek gesondig het, dan weet ek moet regmaak met die Here. Sy antwoord my nie, sy bly net stil, sy my net so kyk. Kyk, sy het my gelos, laat ek maar nou my way moet gaan. So ja, en jy weet, nou as ek daai vrae vra, dan weet ek, iewers of sy gaan my antwoord, of hier's nou 'n ding wat hierso gaan broei. So kom ons kyk. Sy sê nee. Maar die manier hoe sy die nee gesê het ewe skielik vir my gesê, luister hierso, jy's nie in die dogbox nie, maar jy gaan raas kry. So ja, julle verstaan, die vrouens weet baie goed hoe om dit te doen. Vir ons mans is dit nog 'n ding wat ons moet uitwerk. But anyway, dit was vir my snaaks die manier hoe sy dit gewys het, daai nee. En ek vra vir haar, het ek weer nie vir die Here geluister nie? Was daar weer 'n plek gewees waar die Here gepraat het, waar ek nie gegee het? Onthou, die ander keer was gewees toe die Here vir my gesê het ek moet op die hoek staan. Toe ek gesê het, nee, ek gaan nie op die hoek staan nie, en toe ek mos daar deur die woestyn gegaan het. Sy sê nie dit nie. Jy weet, in die een kant wil ek vir haar sê, luister die, praat nou en kry klaar, laat ek net kan hoor. En jy weet, en die manier hoe sy gepraat het, was ook baie kort af. En dit laat jou baie ongemaklik voel, glo vir my. Sy sê, tydens haar oomblik wat sy gehad het met die Here, in sy teenwoordigheid, met haar Bybel in haar hand. Nou moet ek weet, dat wanneer sy haar Bybel in haar hand het, dan is dit baie ernstig, want dan die Here vir haar iets gewys wat hom pla. So, en ek begin nou die prentjie agter mekaar kry, okay, iets het ek verkeerd gedoen, en dit pla die Here dat ek het verkeerd gedoen het, so ek moet vir die Here om verskoning vra. Maar nou sê sy, en sy het lekker gebid, maar sy kon die heeltyd voel in haar gebed, dat die Here met haar wil praat. Jy kan nie amen sê nie, jy kom nie op die punt om amen te sê nie, maar jy bly stil die heeltyd in God se teenwoordigheid, om te wag op die Here. Want veral as die Here praat met jou, is dit baie keer is dit 5, 10 minute, 3 minute, ek het nooit 'n horlosie aan wanneer ek het time nie, maar dit is gewoonlik, jy moet wag, voordat die Gees van die Here praat, en as hy begin praat, dan gaan hy hom eers self voorstel, voordat hy gaan vir jou eers sê, hy sê Here van die leerskare, die Here God Almagtig byvoorbeeld, hy gaan nie net kom en sê, hoor Kotie, of hallo Isabel, of so nie, hy gaan hom eers self voorstel. Onthou toe hy by
met Moses gepraat het, hy gesê, ek is die God van jou voorvaders. Toe hy met Jakob gepraat het, sê ek is die God van Isak en Abraham. So hy het hom en so doen die Here dit nog steeds vandag ook. En so het hy dit ook gedoen in hierdie gebed van haar. En sy sê ook in die gebed, hoe het sy gesê, Here praat met my, ek luister. En dan is sy op die Here gewag, dan kan jy maar weet, die Here gaan praat. En as die Here gepraat het, gewoonlik, wanneer ons daai gevoel het, is daar 'n boek naby ons en 'n pen naby ons. Sou die Here iets sê en dan skryf ons dit sommer neer ook. So ja, al wat sy vir my sê, daar was 'n magtige, 'n kragtige teenwoordigheid van die Here gewees in hierdie oggend, toe die Here vir haar genoem het. En ek kyk haar so in die trane begin kom, en ek dink, my boeta, wat het jy nou gedoen? Jy weet, nou wat sy hou my op, ek hou julle op, ek weet nie wat nie, en sy sê, die boodskap wat ek vir jou moet gee is, daar's mense wat sit op my geld. Ek kyk as so, ek sê, die Here sê vir jou, daar's iemand wat sit op sy geld. Ek sê, nee man. Jy weet, nou is ons nog 'n gebed, nou praat ek al by jou met haar. Ek sê, waar nee man. Hy sê, Here, ek verstaan nie. Die Here bly doodstil man. Ag, nee gebed nie. Jy weet, dit was nie 'n gebed gewees, dit was nou 'n gebed, sy was 'n gebed, toe die Here dit vas. Nou sê ek vir haar, nee, dit kan nie wees nie. Nou kyk ek haar so, ek sê, waar sit die mense op die Here se geld? Die Here is dan almagtig. Hoe kan die mense op sy geld sit? Hy sal dit dan afjaag of in die see jaag of so. So mense, jy weet, jy bring skrifte op daai oomblik toe dink ek fisies. Jy weet, jy dink aan die almag van die Here. Hoe kan die mense op God se geld sit? So, dis 'n saak wat op die Here se hart is, wat ek moet oplos. En nou word af my gesê, hulle sit op sy geld. Ek het nie 'n klou waarvan hulle praat nie, ek het nie 'n idee nie. Daai hele aand het ek gespook met hierdie idee. Here, waar sit hulle op u geld? Waar? Ek het gebid, sodat daai hele week deurgaan, maar nou ja, daai aand het ek nou nie antwoord gekry nie, en die volgende dag is ek nou terug op my pos, daar op die hoek van Ellendale en Kleurkop, waar ek mos nou weer my banner span, en ek sê op my banner sê God is first, en op hom staan ook daar so een kant, ook groot letters wat sê need Bibles. En, nou ja, maar intussen praat ek met die Here, ek verstaan nie die geldstorie nie, en terwyl ek so met die Here praat, dan gebeur daar nou snaakse dinge nou daardie week. En daar hou 'n voertuig stil. Ek kyk die man so netjies geklee, mooi kar, blink alles, smart. En soos baie mense wat by my stop, of skielik stil hou, wil weet, wat doen ek hier op die pad? En sommer, en dan baie van hulle sê ook vir my, hoor, ek wil saam met jou bid. So ja, en ander kom en dan gee hulle vir my CD's, sal gee my musiek, hulle gee vir my CD's van ander pastore, van preke, van kerke, en so, en die man kom, en hy sê vir my, hy vir my pak CD's, en hy wil my gee, ek sê oké, en hy noem ook, daar CD's in van waarsêers, en daar is CD's in van klomp pastore wat hulle wys wat van die pad af is, en ek weet nie wat al sê, ek luister maar net die storie so, hy staan vir hom so en kyk, en hy sê hy waarsku mense, en dis hoekom hy CD's maak en hy deel vir mense, dus staan ek hom so en kyk, en ek sê vir hom, oké, maar wie is jy dan? Hy sê nie, hy is 'n pastoor, wat hier in Kempton Park is, in een van ons hoë areas, dit beteken, kyk, jy het mos nou jou
lower class en dan jy jou middle class en dan jy nou jou bietjie jou upper class. Nou hulle is van die upper class. So as julle verstaan wat ek bedoel. So hy het 'n kerk binne in 'n skoolsaal. En hy leer mense. Nou staan ek vir hom so en luister. Hy sê hy leer mense graag om versigtig te wees oor die valse leraars en ek weet nie, en hy praat en ek weet nie eers wat noem hy als nie, maar dit het als daaroor gegaan. En nou ja, sulke praatjies begin my baie keer, Louisa sal vir jou sê, ek raak baie vinnig geïrriteerd. As so 'n pastoor met my kom praat, sy weet, sy het al by ander dag gesê, toe het 'n man nie gestaan, toe sê sy vir my, sy het gedog ek gaan geïrriteerd raak, en toe het ek nooit geïrriteerd geraak. Eddie sal vir jou sê, ek raak baie vinnig geïrriteerd as hy ou met sulke nonsens by my kom, of sulke nonsens by my wil praat, want ek stel nie belang nie, ek stel nie belang in sulke goed nie. My hart is nie daar nie, my hart is in Jesus. Die Here het nie vir my gesê, doen dit nie, die Here het my gesê, volg my. So, en jy weet, en nou praat hy en so, en hy vra vir my, luister hierso, wat doen ek hierso? En ek staan vir hom so en kyk, en ek sê vir hom, die Here het my hier gesit, maar ek is sommer so, jy weet, as prins, soos Eddie sê, ek is eintlik as prins, vertel ek vir hom met 'n goeie stem, die Here het my hier gesit, ek werk vir die Here en die Here self doen die werk. Jy weet, ek sal altyd baie trots om vir die mense te sê, ek werk vir die Here, maar die Here doen self die werk hier, want die Bybel sê, God werk altyd, dis nie ons nie. So, en wat nou vir my vreemd is nou begin ek hom vertel, en dat ek vir die Here Jesus werk, en ek werk, en die Here Jesus werk self hier. En wat nou snaaks is, hierdie man is 'n pastoor, nou trap hy, triekie vir triekie agteruit. Jy sê loop 'n pastoor agteruit, en hy kyk nog steeds by die oë. Prys die Here mense, ek het dit al gesien. En toe hy daar na by die kar kom, toe kan hy nie gou genoeg omhardloop in die kar spring en wegry nie. Hy het my nie eens baie gesê nie, so ongeskik is hy. Maar kom ons los hom maar net daar. En toe hy weggehardloop het in die kerk en weggery het, staan ek ons so verbaas en kyk, ek sê, Here, kyk hoe hardloop so 'n pastoor. En ek verstaan nie, hoekom het die man dit gedoen nie? Maar hy sê hy's 'n pastoor, hoekom is hy nou bang? Hoekom, wat het gebeur? Ek is in Nowberry, ek staan op die hoek en bid vir mense, hier staan ek en, yes, en toe ek hom nou vertel, hy werk vir die Here, en ek vertel hom die Here self werk, sprint in sy kar en hy hardloop weg. Hoe hardloop 'n pastoor weg? Ek weet, ek kry nie twee by mekaar nie, tot vandag toe sukkel ek om die twee by mekaar te kry. Ek kry dit nie. Maar ek is verbaas oor die pastoor wat gesê het, hy leer mense die waarheid, en hy gee self CD's weg om ander pastore. En die Here wys my later, later die Here my DVD-masjien gegee, toe ek gekyk na die CD's, dit was eers veel later, was paar maande later, en toe ek daar deurgaan, wat die Here vir my te wys is, wanneer die mense CD's uitdeel om te sê, die een is dit, die een is dit, die een, dan begin ons mos nou judge. So, wat doen ons? Dis nie God wat mee oordeel nie. Ons oordeel. Wat het die Here vir ons geleer in die Bybel? Bid vir jou vyande. So, en toe sê dit vir my, maar luister hierso, die man leer eintlik die mense om te judge. En dit begin my toevang. En ek begin nou bid hier teen, en ek sê, Here, dit kan nie wees nie. Hy kan nie die mense leer om te oordeel nie. Ons kan nie vinger wys nie. Ons kan nie wys, daai is dit, daai is dit. Ons almal het sonde. As daai van die pad af is, dit is niks met jou uit te waai nie. Eerste plek, is sy siel wat skade gaan ly. Jy moet vir hom bid. Dit is wat ek glo.
En toe begin die Here vir my wys, deur die judge, wat die mens die ander so leer, luister nou, dan begin hulle jaloersheid ontwikkel in hulle harte. Want hoekom? Want hoe kan die Here iemand nou seën wat van die pad af is, en daar sit 10.000 mense. So wat as die Here daai ou gebruik wat van die pad af is en 10.000 mense sit daar en hulle hoor die waarheid. So dat niks eerste plek by jou te doen nie. Jy is nie onderstel om te judge nie, jy is nie onderstel, jou oor eers onderstel om te dwaal nie. So ja, jy weet, en dit is waar die Here vir ons gewys het, waar die een die ander wil afbreek, en ek stoei hierso en ek sê, Here, maar dan is daar jaloersheid, en as al die jaloers is, dan gun die een die ander niks. Die een pastoor gun die ander pastoor niks nie. Wat ek altyd sê, as die Here jou wil seën, hoe kan ek in God se pad staan? Nee, ek kan dit nie doen. Ek kan dit nie doen. Ek mag dit nie doen nie. Die Bybel sê dit uitdruklik vir julle. Ek gaan julle nog wys waar staan dit. En ek sê, Here, hoe hardloop hy dan weg? Jy weet, nou sy optrede wys nou my heeltemal 'n ander prentjie. Hy sê hy leer mense wat die waarheid is. Hy kom om my te praat, en nou hardloop hy weg. So sy optrede, eerste plek is vreemd, tweede plek, iets wys my daar is fout. En ek sê, Here, hoe nou? En ek sê, Here, maar ek kan nie verstaan hoekom hol hy nie. Ek het nog net vir hom gesê, ek werk vir die Here en die Here self werkie. En ek wou nog verder praat en hy hardloop. Daar was eers tyd gewees om sy voete vas te maak, die man. Pastore hardloop op my maat. En ek sê, Here, maar dit so gelyk of hy bang raak. En terwyl ek so met die Here praat, sê die Here vir my, hulle hardloop wanneer die waarheid gepraat word. Luister wat ek vir jou sê. Die Here sê, hulle hardloop wanneer die waarheid gepraat word. En ek sê, ja, Here. Daar slaan hy die spyker op die kop. Die Here sê, die een wil altyd die ander een. Veral ons, spesifiek ons Afrikaner volk. Die een wil die ander een altyd sleg sê. Ek het dit vanoggend op Facebook ook gesit. Toe sê ek, but anyway, en toe sê ek, die een wil altyd die ander een sleg sê. Maar ons wil nooit mekaar opbou nie. Ons wil altyd mekaar downrun. Die een wil nie die son sien oor die ander een gaan nie. Die een wil nie sien God seën hom, seën ander nie. So dit is eintlik 'n baie slegte ding in ons kultuur. Se ding, laat ons nie mekaar kan opbou, ons breek eerder mekaar af. En ons kan nie saam staan nie, ons werk teen mekaar. En ek sê, Here, maar die pastoor, hy sê dan, hy wys vir mense, hulle is van die pad af. En sy optrede wys vir my, hy hardloop weg, daar is eers 'n pad nie. So ja, jy weet, en nou, sy, die waarheid het gemanifesteer, sonder dat daar iets gepraat is. En hoe die waarheid gemanifesteer? In God se teenwoordigheid. En dit is in God se teenwoordigheid. En dan wys die Here vir my, hoe hardloop die mense in sy teenwoordigheid. En die Here wys my, hulle wil net almal wat dit doen, wil aan die mense uitwys wat verkeerd is, want hulle soek eer daarvoor. Hulle wil sê, ek het jou gesê, het jy al daarin gehoor, ek het jou gesê dit gaan gebeur, ek het vir jou gesê hy gaan dit nie maak nie, ek het vir jou gesê hy is sleg, ek het vir jou gesê. So ja, en dis wat die Here vir my wys, waar die mens in 'n judge posisie ingaan, en dan is hy verkeerd. En as hy verkeerd is hy verkeerd, dan is hy verkeerd in God se oë.
En hierdie pastoor was verkeerd in God se oë, en dis hoekom hy gehol het. Ek is nie sy judge nie. Die Here het my net gewys. Sy optrede was my verbaasend. Dit wat hy sê met sy mond en dit wat hy doen is twee verskillende dinge. Hy sê die kant toe, hy gaan hierdie kant toe, dan gaan hy hierdie kant toe. So, dit het nie by mekaar uitgekom nie. So ja, en die Here wys vir my, hulle wil altyd, en dit was iets moois geweest wat die Here vir my hier gewys het, is, veral as iemand jou afbreek, luister wat ek vir jou sê, die Here het dit eendag vir my gesê, en dit was op hierdie dag gewees het, en hy het vir my gesê, hulle wil altyd die slegste in jou verwag. Dit beteken hulle wil die slegte in 'n ander een verwag. Maar hulle wil nie glo dat God 'n slegte mens kan vat en kan verander nie. En dan kan gebruik nie. Hierso byvoorbeeld, hier werk ek op die hoek. Hoe kan die Here my gebruik? Ek het nie 'n kerk nie, ek staan op die hoek en bid. En hy's 'n pastoor, hy het 'n saal, hy het 'n gemeente en toe ek met hom praat en toe hardloop hy. So onmiddellik toe's ek ook in sy kan ek sê sy judgment, omdat ek vir die Here werk en dit op die, so dan is ek ook uit. So ja, prys die Here daarvoor. En dis hoekom ek vanaand op kom saam is. Want ek getuig nou daarvoor. En ek sê Here, maar ons almal sê ons werk vir die koninkryk. Hoe kan die koninkryk so dan verskeer wees? Jy weet, dit pla my tot vandag toe nog, want die koninkryk van God kry eintlik seer deur sulke optredes. En ek sê Here, en die feit dat ek op straat is, het vir hom gewys, luister, hierdie man het geen geleerdheid nie. So wat, as ek nie 'n geleerdheid het nie. Ek het daar 'n matriek 2 keer aan 'n 5 man. Hy kan bly wees, ek het 2 keer aan 5 gehad. Ek het ook matriek in Suid-Afrika. Prys die Here vir matriek. Ander mense kry regte matriek, ek kry nagemaakte matriek. Jy doen net 2 keer aan 'n 5. Okay, maar kom ons gaan aan. Ek is nie regtig ek terg van net daaroor. So prys die Here. En ek sê Here, maar ek is niks. En die feit dat ek op die straat werk, maak baie mense ongemaklik. En omdat ek met die mense op die straat baie maklik kan praat, wil hulle nie baie saam met my beweeg en saam met my wees nie. So ja, en die Here wys vir my dat ek 'n bedreiging is vir baie pastore. Onthou ek het 'n ander dag vir jou gesê, pastore like my nie. Dis nie dat hulle my nie lief het nie, hulle het my lief, maar hulle like my nie. Want ek is 'n bedreiging vir hulle. Om 'n rede, ek nie, so volgens hulle, ek nie die geleerdheid het nie, ek hierdie kerk het en so ja, en dis dit en so aan, so daar's baie redes, en hulle voel bedreig. Maar die Here op daai oomblik sê vir my, hy is nog steeds God, en as hy God is hy nie onregverdig nie. En daardie is my vertroosting. Die Here kyk nie hoe ek lyk nie, die Here kyk nie wat na al die ander dinge waarna die mense kyk, en statusse, en ek weet nie wat se nonsens al dis nie. Die Here kyk nie daarna nie, al wat hy soek is net 'n opregte hart. Hy het my gesê, gee my net jou hart. Ek sê, hier's ek Here. En, jy weet, nou kom ons terug, gou hierso vir jou net wys. Jy weet, dit staan so duidelik in die woord van die Here, raak die gesalfde nie van die Here aan nie. Selfs koning Dawid het geweet, Saul
was 'n gesalfde van die Here. Luister nou wat ek vir jou sê. Hy's 'n gesalfde van die Here. Dawid het geweet, hy kan hom nie judge nie. Dawid het geweet, hy kan nie sy vinger wys na Saul toe nie, niks nie. En hy kan niks aan Saul doen nie, want Saul behoort aan die Here. En Dawid het dit geweet. Maar Dawid het geweet, Saul wil hom doodmaak uit sy hart uit. Hy het geweet, Saul wil moord pleeg, Saul haat hom. Maar hy kon Saul nie aanraak nie. En dis ook wat vir jou sê, ons mag nie pastore judge nie. As hulle van die pad af is, of hulle sal ek sê, moenie vinger wys nie, bid vir hulle. En jy weet, hierdie storie van Dawid en Saul is my baie mooi, en hieruit leer 'n mens so baie, hoe die Heilige Gees 'n mens leer, om nie ander sleg te maak, of af te breek nie, afgunstig te wees nie, jaloers te wees nie. As die Here iemand seën hom man, sê by die Here, hy moet sommer in die vensters van die hemel nog groter oopmaak vir hulle. Die Bybel sê, wat het die Here vir Abraham gesê? Hy het gesê, die wat jy seën sal ek seën, en die wat jy vervloek sal ek vervloek. So seën hulle, die Here gaan jou ook seën man. En as jou man oorvloed seën, dan weet jy gaan ook 'n oorvloed kry. Dit is tyd dat ons die Bybel reg lees. Abraham is nou al 'n bietjie dood. Hy is nou lankal dood. Dit is nou my beurt om in Abraham se skoene te staan. Yes, ek wil dit hê. Amen. Ja, seën hom. Moenie altyd mense afbreek en altyd die slegste verwag van 'n mens nie. Ons mense is verkeerd daarso. Regtig, ons mense is totaal en al verkeerd. Ek gaan net tot hierdie stukkie, is net so kort paragraafie, ek sien die tyd al my uit. En die Here wys vir ons, dat die mense haal die heeltyd die lelik uit hulle harte uit teenoor iemand anderste. En dit is baie lelik, mense. Jy weet, ons word geleer in die kerke. En dis ongelukkig die waarheid. Ek praat net die waarheid. En ja, kom ek stop daar. Ek moet hierso stop, want die ander storie wat nou gaan volg, gaan interessant wees. Yes, dit was nou hierdie pastoor gewees. Dinge het nou hier begin verander, vandat ek teruggekom het. Nou ja, mense, julle moet volgende week terugkom om verder te kom hoor. Ek like dit om julle te sê. Ja, prys die Here, ons is so nou gekom aan die einde van hierdie aand en van hierdie getuienis. Nou volgende week moet jy terugkom om verder te kom hoor. Wat het nou weer gebeur? So ja, prys die Here, daar sy. Kom ek speel uit met hierdie song. Prys die Here. Halleluja. Amen. Gloria Halleluja. Amen. Prys die Here. Wil ek dit voel, Heer. Amen. As U spreek my God, help my om mooi te hoor. Amen. As ek traan stort, weet ek, U droog dit aan. Prys die Here. My hart verlang na U, om U dieper te ken. Halleluja. En my nou nader aan U, Heer, o my God. Prys die Here, Shirley. Wil ek U dieper ken. Ek wil U dieper Amen. Sien jou kwittie. Wil my dieper ken, o Heer, my God. Prys die Here. Halleluja, Eddie. Soos 'n Halleluja. Halleluja, halleluja. Prys net die Here. vir 'n bietjie Mag die Here julle ryklik seën. soos 'n wildvog smaak na water. Prys die Here. As die Shalom. storm woedt, weet ek,
Here is. Amen. Nee, die Here Here is. Verlang na U om U dieper te ken. Amen. Genade aan die Here. O my God, prys die Here. Amen. Amen. Glory, hallelujah. Praise die Here. Amen. Amen. Dankie Jesus. Asseblief Here, bring my nader. Halleluja. Halleluja. Nog nader, Here, nog nader, nog nader. Asseblief, Here. My God, hallelujah. King of glory. Wow, praise die Here. Amen. Glory, hallelujah. Amen. Ja, dit is lekker hier. Ons is besig hier met fees te vier in Jesus. Amen. Halleluja. Here Vader, ons sê vanaand baie dankie Here. Here, dankie weer eens dat ek kon getuig het van hoe U my leer, wat U doen, hoe U vir my dinge openbaar, hoe U vir my dinge sê. En Here, dankie dat ek vanaand dit kan deel met die wêreld, met almal Here. Here, soos die woord sê, Here, hulle wat hoor het, laat hulle hoor, Here. Amen. En Here Vader, ek sê dankie Here. Here, ek vra U, laat hierdie getuienis uitkom by wie dit moet hoor. Laat dit opbouend, stigtend sal wees. Laat dit 'n getuienis sal wees waar mense antwoorde kry, laat die mense kan op die Here vertrou en laat hulle ook daaruit kan leer in Jesus naam. En Here Vader, ek vra U, seën hierdie getuienis. Laat U sal laat van wyd na suid, van oos na wes, Here. In die naam van Jesus, want die woord sê, dit wat ons vra in gebed, dit sal U doen. En dit wat ons in die naam vra, wow, Here, dit sal gebeur. Here Vader, ons sê dankie. Here, dankie ook vir elkeen wat vanaand ingeskakel was. Seën hulle ryklik. En Here, staan by hulle stil. Seën hulle werke, seën hulle finansies, seën hulle huise, seën hulle oorvloedig, Here. Here, seën my vyande in Jesus naam. Here, dankie vir hulle ook, Here. Wees hulle net genadig, o Here, in Jesus naam. Dit deur die krag van die Heilige Gees. Dat dit sal wees tot eer en verheerliking van die Heilige naam. God van Abraham, Isak en Jakob, Jehova Heer, Yahweh, ons Vader, die almagtige God. Amen. Amen. Mense, julle moet 'n geseënde, mooi, wonderlike aand hê. Onthou môre aand, ons gaan lekker die Here loof en prys en ons gaan die Here aanbid ook. So ek nooi jou nou al. Kom môre aand man. Kom join my môre aand 7:00 op die Facebookblad. So tot dan, wees geseën, wees gegroet en van ons almal hier opkom saam. Shalom julle.